Haai julle, dit is Leilani hier so uit Krolkop. Ek het so 'n jaar terug het ek 'n post gedoen op my blad en ek het gevra oor alkoholisme en toe het Leonie de Koning of Leonie Maree de Koning iets gekomment en ek en sy toe onmiddellik net begin chat. So dit was al November 2025 en nou finally het ek daarby uitgekom om met haar 'n gesprek te hê want ek is baie nuuskierig oor wat het sy bedoel toe sy sê dit is 'n topik waaroor sy baie kennis het en graag oor wil praat. So, Leonie, baie welkom hier so by my kanaal. Dis heerlik om jou te ontmoet. Ons praat al rukkie soos ou vriende en ja, baie welkom. Baie dankie Leilani, en dankie vir die geleentheid om te kan chat met jou. Ja, so ek gaan nou nie eens lang stories maak nie, want baie keer het ek vir my gaste altyd 'n wat die mense dit 'n icebreaker question, maar ek wil op hierdie topik sommer onmiddellik daaroor begin praat, want ek dink dit is 'n groot topik en ek seker mense kan eintlik baie video's hê oor dit. So, wat het jy bedoel verlede jaar toe jy geskryf het, jy het kennis oor dit? Want ek weet hoekom ek my vrae gevra het, okay? Maar hierdie interview gaan nie oor my nie. Ek het om net kortliks weer te sê, ek het my eie pad al gestap. Daar was baie drankprobleme in my ma se familie. Pieter my pa, maar ek sê altyd hulle is meer kuiergatte, hulle weet lekker social mense. My ma se familie is bietjie meer weer die alkoholisme kant, okay? So dit is 'n topik wat ek altyd oor wonder en ek het self al gewonder of ek nie is nie, want sommige kere kan ek nie ophou. Ek weet nie wat om op te hou nie. En maar ek weet ook nou op 51 onder andere, ek kan glad nie meer wyn drink nie. Dit werk nie vir my nie. Dit verander my persoonlikheid. Ek hou nie van wie ek raak nie. Dis nie altyd die geval nie, maar ek wil nie die kans vat om te weet wanneer gaan die wyn goed wees en wanneer gaan dit sleg wees. En dit voel ook vir my weer eens so ouer ek word, my liggaam hou nie daarvan nie. En ek wil nie weer kuier wat ek nie die volgende dag onthou nie. Dit kom met ek sê altyd rooiwyn met my kom met 'n uitveer en dan weet jy nie wat jy gesê het nie en sulke goeders. Maar soos ek sê, daai vraag was vir my iets waaroor ek nuuskierig is oor ander mense. So vertel my, hoekom het jy dit geantwoord? Leilani, om net vinnig net meer te vertel oor wie ek is. Ek is 'n enkelouer, ek het 2 seuns, ek is op 21-jarige ouderdom 'n weduwee en ek moes alleen my 2 kiddies grootgemaak het. En ek het grootgeword in 'n omgewing waar daar drankmisbruik was. En drank het dit was deel van my lewe en dit het 'n thread reg deur my lewe. En ek het ook op 'n punt gekom waar my kinders vir my gesê het, jou drankgebruik is nie normaal nie. En dit gaan weer terug na presies wat jy gesê het van jy hou nie hoe dit jou voel nie. Jy wil nie die volgende oggend opstaan en vergeet wat jy gedoen nie en jy voel nie lekker nie. En dit het my laat besef waaroor gaan verslawing, want jy weet, mens begin by denial. Mens ontken dit. Ek is nie 'n alkoholist nie. Ek doen dan dit en ek ek funksioneer in die samelewing. En toe ek met my sielkundige studies begin het nadat ek in my vorige leeftyd my corporate job gekwit het en go all out coach de Koning, het ek dan nou besef maar gits, dis 'n siekte. En ek het al hoe meer en meer dinge begin erken en begin bekommerd raak. En ek is toe in 2022, nadat ek my graad klaar gemaak het, ek besluit ek gaan rehab toe en dit was die beste belegging wat ek nog ooit gedoen het. Daar's nou obviously 'n hele klomp redes waar ons aan die vanaandheid het oor hoekom ek tot op daai punt gekom het nie, maar kortliks verslawing het te doen met 'n pyn wat jy afstomp of 'n frustrasie of konflik wat jy afstomp. Jy is nie bereid om daarmee te werk nie, jy wil dit nie konfronteer nie en jy stomp dit af en dan gebruik jy alkohol. So verslawing kan enigiets wees, dis nie net alkohol nie, dis die algemeenste. Maar daar is sigarette, daar's dwelms, daar's shopping en ons het vroeër ook gepraat van WhatsApps en jou foon en social media en dis 'n vorm van verslawing. En hoekom dit 'n passievolle onderwerp is vir my is dit baie
dinge het sin begin maak in my lewe, oor waar ek vandaan kom en hoekom ek die drank gewoontes gehad het, en dit het my baie insigte gegee oor hoe mense dink. Ek is 'n voltydse NLP life coach, en ek het met my ervaring net uitgebrei op my kennis, ek het sielkunde gaan swat, ek is juis hierdie jaar weer besig met my honneurs, en ek doen modules so psychopathology en cognitive behavior, en al daai interessante dinge van hoe die brein werk, en ek luister, en dit is wat 'n NLP life coach doen, is hulle luister na die taal wat persone praat, en jy kyk of hy externe of interne locus of control het, en wat verskonings maak jy. En die interessante ding is dat die oomblik wanneer ek vir iemand sê ek is alkoholist, ek drink nie alkohol nie. Ek het nie eintlik 'n drankprobleem nie. Ek kan ophou die dag wanneer ek wil. En die oomblik wanneer iemand so ietsie vir my sê, sonder dat ek gevra het vir 'n verduideliking, weet 'n mens al klaar daar's warning signs van die mense het 'n ongesonde verhouding met alkohol, maar hulle weet net nie hoe om dit te adresseer nie. Ja, nee, dis vir my eerstens well done op die rehab, dat jy jouself gaan incheck het, well done op dit, en well done dat jy bereid is om openlik daaroor te praat, want ek in daai jare terug was daar 'n vrou, ek kan nou nie haar naam onthou nie, maar sy was 'n skrywer geweest en sy was op Kwela, en sy het so openlik gepraat oor alkoholisme en hoe dit haar lewe verander het en hoekom sy dit gestop het, en jy weet, so ek het nog al vir jare is hierdie 'n ding in my lewe, okay, en maar nou wonder ek byvoorbeeld nou, soos die naweek, was ek nou saam met my beste vriendin, ons was na 77ste verjaarsdag toe, al die pad Ficksburg toe, ons het lekker gekuier, en as ek so lekker, ons het gedans en drankies gedrink, en dit was regtig lekker. Nou party mense sal sê, ja, maar kan jy van hê sonder drank? Ek kan, want ek het selfvertroue, ek is iemand wat kan van hê, van die oggend af wat ek opstaan, sonder enige alkohol. So dis nie die alkohol wat dit lekker gemaak het, maar natuurlik, ja, dit het lekkerder geraak. Saterdagoggend en Sondag toe ons wakker word, ek en my vriendin het ons nie hangovers gehad nie, regtig lekker kuier. Dan wonder ek altyd, ons het niks gehad om te nam die naweek nie. Ons wou dit doen. Ek wou my Savannah Lights gedrink het, sy wou haar biertjie gedrink het. Jy weet, so dan voel ek altyd, maar dit is vir my okay. En dis nie dat ek het justify of jy weet, miskien klink dit so vir iemand anderste, maar net vir die gesprekke. In daai oomblik voel ek net, dis wat ek wil doen. Ek wil hierdie Savannah Light drink. Dis genuine vir my lekker. Ek like dit. Okay? Behalwe 'n bietjie vir die white. O my genade, dit gee vir my nogal 'n pen. Hey, weet wat ek sê so? En ek dink tog daar is mense wat drankies drink genuine waar net want is van 'n lekker. Dis nie almal wat alkohol drink in my oë wat altyd iets wil nam nie. Ek glo dit nie. Of dink jy ek is verkeerd? Nee, jy is nie verkeerd nie. Wanneer jy 'n gesonde verhouding het met drankgebruik, dan is daar nie 'n probleem of daar's nie red flags nie. Maar een klein iets wat jy alreeds vroeër gesê het in die begin van die onderhoud is, jy hou nie van hoe dit jou laat voel nie. So, as 'n mens gaan terugkyk, wat is alkohol en wat doen dit aan jou liggaam? Kan 'n mens daar alreeds die besluit maak van, as jy gesond wil wees, dan gaan jy nie drank drink ooit weer in jou liggaam sit nie. Want dit is toksies, dis gif wat jy in jou liggaam sit. Maar ons drink drank want dit is hoe ons groot geword het, dis ons kultuur. Dis geprogrammeer en dit is hoe amazing die brein werk. Die brein het 'n memory opgebou van dit assosieer goeie tye met drank. Daar's niks fout daarmee. Wat ek geleer het in rehab en die fantastiese terapeut wat ek daar gehad het, een van vele, was dat wat is jou assosiasie met drank? Is dit die ambiance? Is dit die fun? Want jy assosieer dit, want dit is hoe jou brein geprogrammeer het, gebaseer op vorige ervarings en it's imprinted, dit is geprogrammeer, mense so half geïndoktrineer. So wat jy vir jouself vertel is wat jy glo, want jou bewussyn en jou onderbewussyn praat met mekaar die hele tyd. So jou bewussyn sê vir jou, ons gaan 'n ladies weekend hê, dit is drank, dit is gebaseer op geskiedenis.
jou subconscious of jou onderbewussyn gaan daarvolgens sy filing system ingaan en sê, okay, nou is ons in party mood. En jy het jou assosiasie. En die een ding wat my terapeut in rehab my gesê het is, jou grootste probleem Leonie, omdat jy 'n sterk persoonlikheid het en jy weet, wanneer jy besluit jy gaan iets doen, dan doen jy dit. Sy het vir my gesê, my grootste challenge gaan wees die ambiance. Van as jy verbystap en jy sien iemand met 'n lekker glas wyn en dit is so lekker ijskoud in die waterdruppeltjies. Soos ek het nou verduidelik water my mond. Dit beteken nie dat ek getrigger van word om wyn te gaan drink nie, maar ek het geleer om my brein te programmeer om te sê, okay, maar ek kan nou nie meer wyn drink nie. Wat kan ek in die plek daarvan drink? So wat kan ek dit mee vervang wat vir my daai selfde feel gaan gee as wat 'n glas wyn sou gegee het sonder die effek wat alkohol natuurlik vir jou gee. Want soos 'n mens nie eens besef nie, is jy nog steeds afhanklik van daai effek wat alkohol vir jou gee. Al sê jy het dit nie nodig nie. En van ons goeie vriende wat ek gehad het toe hulle nou uitgevind het, ek gaan rehab toe, weet was baie nuuskierig en gesê, ja, maar ek kan sonder alkohol klaarkom as ek die dag moet. Maar jou brein is so ingestel dat die oomblik wanneer jy jouself van iets ontneem, waaraan fokus jy? Jy fokus op dit wat jy nie kan hê nie. Ja. So die oomblik wat jy sê ek kan sonder drank klaarkom, dan struggle jy. Die oomblik wat jy sê ek gaan op 'n dieet gaan, dadelik gaan jou brein in survival mode en sê, ek word ontneem, ek word gestraf. En dis al waarop jy fokus. Ek kan byvoorbeeld vir jou sê, wanneer laas het jy 'n geel kar gesien, Leilani? Môre as jy werk toe gaan jy 'n geel kar sien, want ek bring dit na jou bewussyn toe. Nee, dit is powerful. Ja, so dit is die afgelope 3-4 jaar is dit die proses waardeur ek gegaan het, is om gesond te wees, nie net gesond in gees nie, gesond in verstand nie, maar ook gesond in liggaam. So ek is baie versigtig in wat ek in my liggaam insit. As jy weet daar's 'n boek wat ek gelees het, Quit Like a Woman, en die vrou verduidelik spesifiek daar hoe toksies en hoe giftig alkohol is. En weet en ek was verslaaf aan alles. Ek is besig om 'n boek te skryf. En die boek se titel gaan wees Ligter en Nigter. Want ek het in 'n stadium jare terug het ek 180 kg geweeg. So ek het 90 kg verloor. Maar toe het ek gekras. Dis 'n hele mens. Ek het ek het die kos gelos en toe het ek begin drink en ek het gerook. En weet toe ek ophou drink het ek meer begin rook. So ek het altyd daai iets gehad waaraan ek wou vashou. Tot ek deur hierdie hele proses gegaan het van waar ek jy leer oor being mindful en meditation en net om jou vagus nerve te reset, want dit gaan also oor die central nervous system. En weet daai afhanklikheid van anti-anxiety pille en antidepressante en al daai tipe van goeders is also afhanklikheid. En dit gaan ook oor hoe jy jou brein programmeer om sonder daai substances te kan klaarkom. So ek is op 55 jarige ouderdom verlede jaar vir 'n klein prosedure gegaan om 'n cyst van my eierstokkies te gaan afhaal. En die narkotiseer praat met my op watter medikasie is en ek sê toe niks. Ek is totaal en al af van my bloeddrukpille, my suikerpille, my cholesterolpille, my goutpille. Ek is letterlik net op natuurlike hulpmiddels. En dis altyd 'n proses van bewus wees van wat jy in jou liggaam insit. Ja, ek moet sê mense mind is 'n powerful ding. Joh, dis unbelievable. So sê vir my, het jy altyd gedrink of het jy gedrink toe jou man oorlede is? Ek het altyd gedrink, maar dit was soos geleentheidsdrankies toe ek nou baie jonger was. En ek het meer begin drink hoe ouer ek geword het en ek het nooit die regte sielkundige ondersteuning gekry om op 21 jarige ouderdom 'n weduwee te wees. So ek het nooit regtig op 'n regte manier gewerk met my trauma en my verlies nie.
En dit is vandaar waar buiten die feit dat ek genetically predisposed is vir addiction, want dit is geneties in die familie, dis biologies, maar is ook te doen met jou omgewing. En dit was toe nou die hele proses van waar ek eers, sodra jy uitvind wat probeer jy afstom, kan jy eintlik die probleem. Dis amper soos daai van people that are stupid don't know that they are stupid. It's dieselfde as people that are dead don't know that they are dead. People that are alcoholics or addicted don't know that. Tot hulle oor daai denial kom en sê, okay, maar luister, kom ons trek nou maar die pleister af en kom ons noem dit wat dit is en want ons is altyd skaam, we don't want to be judged, ons wil nie geoordeel word nie. En dit was baie interessant hoe baie mense skaam sal wees dat hulle alkoholiste is en dat hulle rehab toe was. En ek is nie skaam daaroor nie, want dis deel van my storie. Dis soos my mentor sê vir my, Leonie, your mess is your message. En gebruik dit om mense te help en dit is waar ek elke dag van my lewe daai voorreg het om mense te help om 'n beter kwaliteit lewe te leef, om reg te werk met hulle brein, want soos jy sê, die brein is so powerful, en weet in positiewe neuroplastisiteit is net so 'n powerful tool, wat elke persoon net kan gebruik om hulle lewe vir hulle draaglik te maak. Ja, nee, dit is waar, maar een ding wat ek ook oor jare al besef het, want ek is nou 51, is, eerstens, ek is nou grap, nou, maar party mense, ek voel hulle moet drink net iets, asseblief, dat jy net toe laat kom, regtig nou, Yes. Jy weet, met sulke ernstige mense, drink asseblief iets, okay? Yes. Dit is, want dit is ook, dis programmering. Ons assosieer dit, en dit het ek my hele lewe lank gedoen. Ek het 'n verskriklike stresvolle werk gehad, en as ek in die aande partykeer 7 uur 8 uur by die huis kom, die eerste ding wat ek gedoen het, was ek het my skoene uitgeskop, en ek het 'n glas wyn geskink, en dan het ek gerelax, want dit is tog die effek wat alkohol het op jou. Ja. Wat ek geleer het in die proses is hoe om op ander maniere daai selfde effek te kry. So Ja. ek is addicted to life. In die sin van my ocean therapy wat ek nou besig is om te launch, wat deel is van my nuwe portfolio. En jy leer net goeders van die natuur en hoe om intentional living te doen. Is like, maar dis 'n pragtige blommetjie daai. Kyk hoe val die dou op hom en met die sonlig en die kristal. Dis daai klein plesiertjies. Ek weet dit is nou 'n dubbele verkleining, maar dis net om te fokus op daai kleiner dingetjies en om ander maniere te kry om daai stres te manage. Ja. En want stres gaan sit in jou liggaam. En so nou as jy uitgestres, jy drink 'n glas wyn, so jy het nou 'n dubbel knock wat jy vir jou liggaam gee. Buiten die effek, die biologiese effek wat stres self in jou liggaam maak, en jy sit nou iets toksies in soos drank of sigarette of vape of wat ook al. En so dis 'n double whammy toxins wat jy in jou liggaam sit. In plaas daarvan om net te sê, okay, ek gaan nou vir 'n stapie. Ek vat die hond of ek gaan dit doen of ek gaan nou iets anders doen wat vir my goed gaan voel en wat my gaan laat vergeet van die buitewêreld, sonder dat jy daai afhanklikheid het van een of ander tipe middel. Ja. Waar mens net iets kreatiefs doen. En al is dit net om jou journal te vat en te skryf, wat se emosie ervaar ek nou. So jy vervang jou geprogrammeerde frame of reference met 'n meer positiewe ding wat jou dien en nie wat jou afbreek nie. Ja. En dit is waar die hypnotherapie in my NLP ook nou inkom, is want jy het al die antwoorde, en as jy sê jy weet nie, dan is dit net jy wat ontken. Jy wil nie tot op 'n punt kom om te sê, maar dit is my antwoord nie, of dit is wat ek volgende moet doen nie. Ja. En dis kragtig, dis powerful. Mens kan vir ure en ure en ure net praat oor hoe die brein reageer op stimulasie in terme van ons 5 senses. Daar's 'n vrou, sy's 'n neuroscientist, sy's absolute amazing, Dr. Tara Swart. Sy praat van we don't have 5 senses, ons het 34 senses. En die een wat ons die meeste ignoreer is jou gut feel.
So as jou intuition vir jou sê nee, jy moenie dit doen nie, en jy doen dit nog steeds, dan ignoreer jy eintlik een van die belangrikste senses wat jy het. Ja. Nee, dit is waar. Nee, ek het eintlik net 'n grappie gemaak oor party mense wat so styf is, jy weet, hulle so, jy weet, so Ja. ek spot eintlik as jy net drink net iets, jy weet, lag net 'n bietjie, nie so serieus is nie. Want party mense voel ek as hulle 'n drankie gedrink het, dan is hulle sommer lekker. Jy weet, hulle praat of hulle maak grappies en so ek het eintlik maar jy's 100% reg. Ek het nou maar net eintlik light daarvan gemaak. Maar weet jy wat Ja. wat ek ook oor die jare besef het is, mense hoef nie skaam oor te kry nie, want jy sal verbaas wees die tipe mense wat wel na AA's toe gaan of wat uitreik vir plekke en alles. Weet, want ek sê altyd met enige addiction quite frankly, dit kies nie jou ras nie, dit kies nie jou beursie nie, kies nie jou agtergrond of jou status of wat ook al nie. En laat ek vir jou een ding sê, my man is apteker, okay? 99% van die wêreld aan buitekant deel met iets. Want hy het al gesê, die mense wat in die apteek kom, meeste mense is op iets. Want life is hard, life is tough. Okay? So ek maak geen verskoning nie, maar as jy as persoon hierdie video nou kyk en jy het 'n addiction, eerstens gee jouself net 'n druk. Jy moenie so hard op jouself wees nie. You're not alone, okay? En daar's amazing hulp daar buite. En daar's regtig oor mense wat jou kan help en die oomblik wat jy daai stap neem, jy weet, ek het 'n vriendin, sy's nou, ek haal my hoed af haar, okay? Sy het ophou rook, sy het ophou drink en sy's geskei. Jy weet, nou dit vir my, Leonie, is, ek haal my hoed af haar, want skei is 'n baie pynvolle ding. En om die om deur al twee daai goeters te gaan terwyl jy skei, nou, dit is net unbelievable, verstaan jy? Want om nie te drink nie en nie te rook nie. En dis nou 'n jaar terug wat die persoon na haar sobriety, en ek is so trots op haar, jy weet, so. En my pa is een van 'n tweeling en my pa se broer het altyd gesê, die mees powerfulste woord wat daar in die wêreld is, nee. So kort sin, is nee. Die dag as jy kan begin sê nee vir enigiets wat jou verander of weet man, wat nie goed is vir jou, dan nie. Is jy klaar daar? You going there, weet? So dit is so beautiful. Stem jy saam oor daai woordjie, die woord nee. Nee, dankie. Absoluut. Ons as Afrikaners is natuurlik altruïsties. En ons wil net ander mense help en ons is geneig om ander mense voor ons eie belange te sit. En ons sukkel om nee te sê want jy wil eerstens help en jy wil nie onpopulêr wees nie. So daar's soveel redes hoekom ons sukkel om nee te sê. En dit is hoekom ons nie boundaries het nie, want ons kultuur is, ag nee man, drink nog 'n dop. Jy kan nie nou huis toe gaan nie, die party begin nou eers, drink nog 'n dop. En so mens kan niemand blameer nie. Dit gaan weer terug na daai internal of external locus of control. Jy kan nie die environment blameer dat jy alkoholist is nie. Jy kan nie jouself blameer dat jy alkoholist is nie. Die omstandighede waarin jy jouself bevind en die kombinasie van jou geskiedenis is net ons manier van hoe ons dinge verwerk. En weet ons soos ek sê, ons almal is afhanklik van iets. Dis nie noodwendig altyd iets wat jou skade aandoen nie. Maar die oomblik wanneer jy begin wonder oor jou verhouding met iets wat jy doen, dan weet jy al klaar daar is rede vir kommer. En moenie skaam wees nie, moenie bang wees vir oordeel nie. Gaan praat met 'n vriendin of praat met iemand, maar gaan kry net daai hulp, want die een ding, ek is nie 'n persoon wat spyt is vir enigiets nie, want alles wat in my lewe gebeur vir 'n doel en is lesse wat ek geleer het en het my gemaak wie ek vandag is. Maar as daar een ding is waaroor ek spyt is dat ek nie jare terug al gaan het om my drankprobleem uit te sorteer nie. Want dit was toe nie net 'n drankprobleem nie, dit was toe 'n hele klomp ander probleme, soos ek sê, 21-jarige ouderdom. Ek het nooit regtig die trauma van my man wat dood is op so jong ouderdom ooit verwerk nie. Ek het nooit my kindertyd trauma verwerk van hoe my broers en susters dinge teenoor my gedoen het wat daai trauma al die jare saam met my gegaan het nie. En dit was net dit was die beste belegging wat ek in my lewe gedoen het. En ek wens ek het dit vroeër gedoen, want dit het my lewe onomwonde verander.
en vir die beste daarvan. En jy het En dit is jouself vergewe, het jy jouself vergewe? ja, absoluut. Want ons is altyd so streng op onsself en ons wil onsself nie teleurstel en ons wil die mense om ons nie teleurstel nie, dis hoekom ons ook sukkel om nee te sê. En don't be so hard on yourself. Dit is as mense dit vir jou in perspektief sit van waar jy als gaan soos jou vriendin. Ek hoop regtig waar dat sy haar klein celebrations het van elke mylpaal wat sy bereik, want dit is absoluut fantasties en ons reward onsself nie genoeg vir dinge wat ons doen. En ons moet onsself 'n drukkie gee of 'n pat op die skouer en sê well done, al is dit net iets klein. Ja, en ek moet vir jou sê, jy moet dit celebrate. En die ander ding is ook nou is dit gaan ook oor die kringe waarna jy begin beweeg. Beweeg in kringe waar jy nie voel jy hoef jouself te verduidelik nie. Want oor die jare moes ek self ook maar 'n paar vriendinne laat gaan het, want ons is net nie goed vir mekaar nie. Hulle is great, ek is great, maar weet jy wat? Die besluite wat ons maak vir ons by mekaar is just not good for us, okay? En dit is ook iets wat met ouderdom kom, wat jy maar net moet begin sê, hoor hierdie kraak is eintlik, dit werk nie vir my nie. En dit gaan eintlik oor, my genade my, okay. So ek het dan nie meer te veel tyd nie, ek het nog 10 minute, okay? Want ek het die cheap Zoom. In elk geval, en jy moet maar net besluit ook, jy weet, want nee, almal is wat en soos ek sê, maak hulle nie slegte mense of jou slegte mense. Jy moet net begin besluit in jou lewe wat is 'n prioriteit vir jou, want quite frankly, die lewe is te kort om unhappy te wees, om die hele tyd foute te maak, want een ding wat ek weet ook van veral met drang, as daai selfsabotering, nou jy doen dit aan jouself en dan moet jy jammer sê en sleg voel en die guilt en die dis net 'n gemors, okay? So dit is daai hele reciprocal ding van ek het nou 1 glas wyn te veel gedrink en nou het ek 'n hoofpyn en ek kan nie onthou dat ek op die tafels gedans het nie en ek het nou die joke of the night of jou ex myself. Drunk dialing. Nou voel jy sleg oor jouself en as jy sleg voel oor jouself, weet jy nie hoe om dit te hanteer nie. Wat doen jy? Jy drink net verder of jy drink net meer. So dit is daai reciprocal ding en ek praat altyd van jy as persoon het die power to turn it around. So jy kan besluit of jy daai downward spiral wil hê in 'n diep donker gat of jy swaai hom om en jy het hierdie opbouende spiral van want dit is 'n klier in jou brein wat ons noem dit RAS. So where's your RAS? Dit is reticular activating system. So is hy op negatiewe goed gefokus of is hy op positiewe goed gefokus? As hy op opbouende dinge gefokus is, dan gaan jou liggaam volg, want jou mind en jou body is systemic. So wat jou bewussyn vir jou onderbewussyn sê, gaan jou liggaam op reageer. So of jy nou donker negatiewe dinge vir dit voer of positiewe opbouende dinge, dit is hoe jou liggaam dan gaan reageer. En dit is soveel beter om dit net op 'n opbouende manier te doen. So kom ek gesê het, you have to reward yourself for good behavior. Nee, dit is regtig waar so. Hoorie, maar ons het nou nog net so 6 minute oor. Sê gou vinnig vir my, want ek is baie triek oor hierdie ligter en nigter. Vertel vir my, wanneer gaan dit beskikbaar wees, want ek dink tog, ek sal self wil kyk of lees en vertel vir my vinnig daarvan, want ek dink dit is 'n great titel en praat met my nou oor dit. Weet jy, dit gaan soos 'n autobiografie wees. En dit is net lewensstories oor my ervarings in die lewe en die lesse wat ek daaruit geleer het, wat gelink is aan neurolinguistic programming in terme van positiewe neuroplastisiteit en hoe jy die beste van enige situasie kan maak. So dis basies my lewenslesse wat ek dan gebruik as 'n tool om ander mense te help om te deel met sekere dinge. Soos ek sê, my mess is my message. En op die oomblik moet ek wag vir 'n paar tegniese kunnen mense dit nou diplomaties stel. Party mense gaan blootgestel word in die boek. So ek moet toestemming by hulle kry dat hulle genoem word in die boek, want dit kan hulle persoonlik raak. So dit is die enigste tegniese deel.
wat my nou so 'n bietjie terughou. Andersins gaan ek dit weet 'n ander pad moet volg of dan net die stories moet verander. Maar dit is work in progress en ek dink so teen die einde van die jaar behoort daar 'n volle produk te wees. Maar intussen wat ek doen vir my kliënte is ek doen soos blogging waar ek oor alledaagse stories vertel en dis iets wat ek waarneem en dan vat ek 'n boodskap daaruit en ek skakel dit om in iets wat jy kan gebruik om jouself te help om net deur die dag te kom as jy 'n afdag het. Okay. Nee, baie dankie. Ek gaan definitief sommer al jou kontakbesonderhede ook daar insit. En ek weet jy het langer tyd gehad, maar ek het baie lekker met jou gechat en ek sal graag as jy reg is, een of ander tyd weer wil praat as jy bereid is om oor jou kinderlewe te praat en oor die trauma daarvan. Maar wanneer jy reg is, kan ek gerus maar laat weet, want ek sal graag dan dit wil doen ook. Maar hoorie, ek het my Kersfees ek deel dit graag. Ja. Is dit? Okay. Dankie Leilani. Ja. Kom ons doen dit weer en ja, dit was nou baie lekker. Ek is bly ons het finally, maar ek noem dit altyd God's timing, né? Daar's 'n rede hoekom ons nie toe moes gechat het en ons eers nou moet chat. Ek is 'n groot believer in timing in the right time and place en al ek is ook so. Dis die universe wat dit op ons pad sit en al gebeur soos dit moet, wanneer dit moet en hoe dit moet. So ek stem saam. Maar dankie vir die geleentheid. Ons kan nog baie lekker chat oor 'n klomp ander dinge ook. Ja, nee, absoluut. Ek net gou iets so stop.